Ons maak ons oor tot ons vra die Here se seën. Vader, dankie dat ons die voorreg het om net weer eens u woord te kan bedien. Here, dankie vir die salwing op my lippe en dit wat u op my hart geplaas het, dat ek dit reg sal oordra en dat ons deur dit u hart sal weerspieël. Dankie Here dat u ons harte sal voorberei om te ontvang dit wat u wil sê vanoggend. En ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Dit is vir my weer eens 'n voorreg om vanoggend die boodskap met julle te kan deel. Ek het net besef die afgelope tyd het ons as mens of mense weet ons lewende tydperk waar almal moeg is. Ek weet nie hoe julle voel nie, maar dis nie hierdie tyd van die jaar nie, dis net 'n tyd vlak van 'n ou se lewe wat jy voel dat alles raak bedruk. Dit raak besig, dit raak bedruk. Jy kry druk vir die werk of jy kry druk vir die huis af. Maar wat vir my baie uitgestaan het in die voorbereiding van hierdie boodskap wat ek vanoggend wil bring is dat ons is moeg vir probleme. Weet, jy hoef nie altyd iets verkeerd te doen om probleme te ervaar nie. Weet, dit is die samewerking en sameloping van omstandighede en situasies veroorsaak dit maar net. Jy kan alles reg doen, maar iewers langs die pad dan slaat jy 'n muur vas en dan voel alles net uitmekaar uitval. En dinge soos dit maak ons moedeloos, maak mens moedeloos. Ons is mens, ons kan moedeloos raak. En dan probeer ons vir onsself uitmaak en vir onsself sê, maar dis oké, weet, ek sal regkom, ek kan opstaan, ek sal oorwin, alles kom van my af, ek sal regkom. En ek dink dit is baie keer wat ons as Christene, ons as kinders van die Here baie keer die grootste fout maak, is die feit dat ons, ten spyte van die druk, ten spyte van alles wat op ons neerkom, net besluit is, maar dalk moet ek net harder probeer. Weet, dalk het ek nie by hierdie finansiële instansie reggekom, dalk moet ek by hierdie probeer om skuld te kry. Dalk moet ek ophou mense vra, dalk dinge op myself te dra. En ek dink baie keer is dit daar wat ons as mense begin seer kry. Moeg raak. En ek weet dit, as ons berade doen, en is daar soveel mense wat sit, wat in nood is. En ek praat dan nie net van die hele nood, ek praat van omstandighede, van druk van buite af, huwelike, verhoudinge. En mense is op 'n punt waar hulle voel moedeloos, hulle is raad op, hulle weet nie meer wat moet ek nog doen, wat kan ek nog doen? En ek dink dit is belangrik dat ons gehoor gee aan die boodskap van vanoggend. Want ek dink hierdie woord bring vir ons op 'n punt van nie meer wat kan ek doen nie, maar wat kan die Here doen? Want ek dink ons moet onsself 'n bietjie uit hierdie situasie uitvat en hoor wat kan die Here vir ons doen. En ek wil graag hê dat ons saam die Bybel moet oopmaak, of julle apps, na 2 Korintiërs 12 vers 7 en ons lees tot met vers 9. Wat ek vir julle probeer sê ook vanoggend is dat die feit, dit is nie 'n verleentheid om in 'n moeilike situasie te wees nie. Ek dink as ons daai ding weet, en ek dink dis 'n boere ding van ons mentaliteit van wat ek kan op my eie reg kom. Ek het niemand se hulp nodig nie. Dis 'n verkeerde instelling wat ons as mens het. Maar kom ons lees saam. In vers 7 sê Paulus, hy sê selfs nie as gevolg van die buitengewone openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig moet word nie, is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my te kastei. Vers 8 sê, 3 maal het ek die Here gespreek dat dit my moet verlaat. En vers 9 sê hy het egter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwensliking. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog,
sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. As daar 'n moontlikheid is vir julle om op julle app of op die Bybel 'n merkie te maak of 'n streepie te trek of om hierdie sinnetjie te highlight, is dit vir my belangrik, dat ons daai gedeelte moet highlight en sê, my genade is genoeg vir jou. En dis ook die tema van vanoggend se woord, is die feit dat die Here se genade is genoeg vir ons. Ek glo met my voorbereiding met vanoggend se woord, het daai ene tot 'n besef gekom, en dit is dat ons is nie as mens, is ons nie geskep om sonder die genade van die Here te kan voortbestaan nie. Ons is juist so geskep sodat ons onder die genade van die Here moet funksioneer. Maar genade van die Here is nie net die genade wat jou gered het toe jy nog in die wêreld was, want dis die grootste genade wat God kon gee. Was die genade van liefde, genade om jou uit die wêreld uit in die koninkryk van God te bring. Maar hierdie genade wat God vir ons wil gee, nog meer wil gee, is juist daardie genade wat jou moet dra, jou versterk en jou oprig. Daardie genade herstel jou om aan te hou, sonder om op te gee. En die ingesteldheid is heeltemal anders, want dit nou gaan nie meer oor my nie. Dit gaan nou deur die genade van God, en julle gaan nou sien. As ons net 'n paar verse voorlees, is dit daar in vers 7 wat Paulus praat van die doring in die vlees. Nou daar's baie bespiegelinge oor verskillende sieninge oor hierdie doring wat Paulus ervaar het. Nou in my eie opinie het ek 'n paar dinge wat ek aan dink, wat kon die doring kan wees. Elke het maar sy siening daaroor. Nou baie van die mense praat maar van dit kan 'n siekte wees, sy gesig toestand dat hy nie kon sien nie of nie behoorlik kon sien nie. En wat in Galasiërs 6 vers 11 praat hy skryf 'n brief en hy sê ek skryf met my eie hand en hy skryf dit met groot letters. So dit kan wees dat die doring in sy vlees was dat hy nie kon sien nie. Hy kon nie duidelik sien nie. Die tweede doring wat dit kan wees, is die feit dat hy vervolging gehad het van mense. En die vervolging wat hy gehad het, was as gevolg van die vervolging wat hy toegepas het, toe hy nog Saul was. In sy bediening was hy aangerand, hy was gevange geneem en hy was verwerp gewees. So dit kan ook 'n doring in sy vlees gewees het. En dan party mense praat van 'n geestelike aanval, dis 'n geestelike doring, en dis hoekom hy praat van, jy is die boodskapper van Satan wat hom kastei. So daar's verskillende sienings rondom dit. Maar vandag gaan ek kyk na, wat het Paulus, wat was die doring in sy vlees nie? Vandag wil ek ons moet kyk, wat is die doring in ons vlees? Wat is die doring in jou vlees vanoggend, terwyl ons hier sit? Waarmee word jy deesdae gekastei? Want is juist in daardie tye wat ek voel, wat ons probeer om self hierdie dinge te hanteer en deur die situasie uit te kom. En wat Paulus hier uitgelig het, was die feit toe Jesus vir hom gesê het, maar my genade is vir jou genoeg. In jou swakheid kan ek sterk word. En daardie gedeelte het vir my soos 'n prentjie uitgestaan. En ek dink dit is waar ons as mens tot 'n besef moet kom, dat wanneer ons die doring in ons vlees ervaar, die situasie wat ek en jy ervaar, op 'n punt moet kom en besef, maar weet jy Here, hoe en wat gaan ek doen? En wat vir my baie sterk is, weet baie van ons, en ons gaan dit nou nog verder lees ook, is, wanneer ons in 'n situasie kom, wanneer mense vorentoe kom vir gebed, wanneer ons beradings doen, dan is ons so gefokus voor, Here help my uit hierdie situasie uit, Here dra my uit hierdie situasie uit, Here verander hierdie situasie in my lewe. Maar hier is Paulus wat hy sê in die woord, hy sê hy 3 keer gebid vir die Here om dit weg te vat.
Maar in daai 3 keer het die Here vir hom gesê, maar dit wat jy het, dit wat jy ervaar, my genade is genoeg vir jou, om daardeur te gaan. Partykeer verander God nie die situasie nie. Hy verander nie die omstandighede nie. Maar hy wil hê ons moet besef vanoggend dat dit wat hy vir jou gegee het, is genoeg om jou daardeur te vat. Om te kan funksioneer ten spyte van dit. Baie van ons kom deur 'n situasie wat ons deur 'n moeilike storie gaan. En dan staan ons terug en ons gee op. Maar as juis in daardie moeilike situasie wat God juis wil hê, ons moet opstaan en werk. En sterk staan. Want in daai situasie waar ons swak is, kan hy sterk wees. Ek dink baie keer is dit as ons vir mense bid en ons kom vorentoe ons mense kom gee hulle situasies vir die Here. Is 'n antwoord nie altyd ek gaan dit wegvat nie. Baie keer sê die Here vir ons ook, ek gaan jou deur dit vat. En ek dink dit is waar ons fokus vanoggend moet wees, met dit wat in jou hart is, dit wat in jou lewe is, dit wat in jou situasie is, die doring wat in jou vlees is vandag, om vas te hou in daardie woorde wat die Here sê, my genade is genoeg vir jou. Ek glo daardie sin is die kern van ons geloof, om te besef en weet dat God se genade is genoeg. Sy genade is nie net gedeeltelik genoeg nie. Bedoel dit dat net sekere tye dan sy genade daar, dit help jou deur en baie keer is dit net soms genoeg of net vir sekere mense bedoel nie. Baie keer lyk dit so. Baie keer voel ou dalk my Here bid ek nie reg nie. Here is daar iets wat my verhinder om deurbraak te kry, is daar sonde in my lewe en ons begin introspeksie hou en ons kyk na onsself. Want hierdie situasie bly hierso en snaaks ons Paulus het 3 keer gebid. Dit klink nie baie nie, maar ek dink vir hom om dit te noem, was dit vir hom baie. Dit was vir hom erg. Ek dink hy het ook seker op 'n punt gevoel, maar weet ek bid in 'n plafon vas. Dit my woorde kom nie verby dit nie. Maar hy het op 'n punt gekom wat hy besef het, die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. En ek dink wanneer ons dit besef, wanneer ons hierdie woorde, my genade is vir jou genoeg, wanneer dit 'n highlight in jou lewe word, wat dit 'n woord of 'n sin word in jou lewe wat jy opstaan en vertrou, dan gaan die volgende vir jou begin sin maak, want dan gaan ons daardeur kan begin wandel. Want hy sê dat in jou swakheid is ek sterk. Want die oomblik wanneer ons swakheid erken, kan die Here sy werk begin doen. Wat beteken genade? Ons weet genade is daai beginpunt van waar jy jou hart vir die Here gee en uit genade is ons gered. Maar hierdie genade wat God vir ons wil gee, deur hierdie ding om te sê dis genoeg vir jou, is genade om te sê, maar daar waar jy is dit onverdiende guns wat oor en oor en oor in jou lewe uitspeel. Dis daardie genade van liefde, elke liewe dag, dieselfde liefde. Dit raak nooit minder nie. Dis daardie genade krag van die Here wat juis in daardie tydperk waar jy moeilik deur 'n situasie gaan, wat jy op jou laagste is, wat die Here se krag deurkom. Ek het so rukkie terug 'n artikel gelees, ek dink ek het dit al genoem. Die meeste mense wat nog ooit 'n plek waar die meeste mense hulle harte vir die Here gee, is nie in 'n kerk nie. Dis in die gevangenis. Waar die mense is, waar alles weggevat word van jou, waar jy op jou laagste is, en jy nie meer 'n keuse het om enigiets anders te probeer doen nie. Kom jy agter, maar hier's ek,
Ek kan nie anders doen nie, maar ek moet die Here aanneem. Dis juis in daardie tye waar die Here sy krag in jou wil openbaar, wanneer jy op jou laagste is. Die genade is sy hulp en sy teenwoordigheid. Met ander woorde, jy is nie alleen nie. En dit bedoelend, as jy nie alleen is, beteken dit, jy hoef dit nie alleen te doen nie. Baie van julle wat hier sit, en ek weet, ek ken baie van julle mense al. Redelik. En ek praat met myself ook vanoggend, want ek was een van daardie ouens. Ek is 'n ou wat geweier het om hulp van ander mense te aanvaar. Ek sal liewer suffer, as iemand vra kan ek jou help, ek sal liever suffer om te sê, help my. En ek weet baie van die mense is so, en dis een ding wat vir my, wat vir my 'n verandering in my hart gebring het, is die feit hoe ek besef het, dat om so op te tree, om te sê, ek sal 'n ding myself doen, bring my op 'n punt om te besef, ek het trots. En om trots te hê beteken, ek kan nie toelaat dat die Here sy krag in my lewe begin werk nie, want ek sal nooit erken, ek het sy hulp nodig nie. Ek is nie 'n swakkeling nie. En ek dink dit is waar die probleem inkom met vandag met ons boermanne, of ons boere mense. Ons het trots. En as ons trots het, kan ons nie toelaat dat die Here sy heerlikheid en sy krag in ons lewens verwenslik word nie. In vers 9 praat hy hierso van, hy sê, hy het egter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwensliking. Dis juis in daardie tydperk waar jy swak is, wat God se volle krag in werking getree kan word. Die wêreld werk anderste. En ons ken die wêreld. Die wêreld sê vir jou, wees sterk. Die wêreld sê vir jou, wees versekerd. Wat nie slegte eienskappe is nie. Maar op die ou en vandag kom dit op 'n punt neer, dat wanneer jy dit begin toepas, en dit word jou alfa en jou omega, is jy nie bereid om vinnig in te gee nie. Ons is op 'n punt wat ons nie maklik ons swakhede wys nie. Jy wys nie jou swakhede nie. Maar die Here sê juis vir ons vanoggend, in hierdie woord sê hy vir ons, bring juis jou swakheid na my toe. Kom juis in jou swakheid na my toe. Want dit is juis in daardie swakheid wat my krag in jou lewe verwenslik kan word. Ek onthou nou, toe ek voorberei het, toe wys die Here vir my 2 scenario's. En ek dink baie keer speel ons hierdie scenario in ons eie lewens toe. Nou die eerste was in Matteus 14, toe die disippels op die see was, en hierdie see was rof, en hulle het vasgehou en alles wat hulle kon, en ek verbeel my maar net hoe dit op hierdie skytjie moes wees. En terwyl hulle aangaan, hulle sien hierdie figuur op die water aanloop, en hulle verskrik was, en dit lyk so 'n spook of wat ook al, en hier kom Jesus aangestap, en Petrus sê vir Jesus, eers laat my op die water loop, en hy klim uit en hy loop op die water, en daar gaan hy. En in hierdie storm besef hy wat hy doen. Hy sien die storm en hy sink. Nou, een ding wat die Here kon gedoen het, hy kon op daardie oomblik net so die storm stil gemaak het. En hy kon vir Petrus uit die water uitgehaal en terug in die boot gesit het. Maar hy het nie die storm stil gemaak nie. Hy het sy hand uitgestrek na Petrus toe, hy het hom gered, en hy het hom terug in die boot laat inklim. Baie keer is dit die situasie wat ons onsself bevind in ons eie lewens. Ons sit in 'n storm, en ons verwag die Here om die storm stil te maak. Maar die Here is klaar reeds besig om sy hand uit te strek en sê, in jou swakheid wil ek jou optel, ek wil jou red. En jou vat, jou terugsit, en saam met jou deur hierdie storm gaan. En dan kom ons na die volgende verhaal toe, waar in Markus 4, waar hulle ook op die bootjie was, en Jesus saam met in die boot was, en Jesus geslaap het, en die storm was. En in hierdie storm was dit so bereid, as Here, hoe kan jy nog slaap terwyl ons in hierdie storm is? Ons gaan vergaan. En Jesus is opgestaan het en hy die storm stil gemaak. Ek dink meer ons soek daardie scenario soek in ons lewens.
Ek dink baie van ons vertrou die Here vir daardie scenario in ons omstandighede, om die storm stil te maak, om die probleem weg te vat, om die situasie weg te vat. Maar daar's twee scenario's waar die Here mense deurvat. Die een is wat hy saam met jou stap en sy krag word tentoongestel. En die ander een is wat hy die situasie kan laat wegraak. So ek dink partykeer sit ons, soos ons hier sit vanoggend met 'n doring in ons vlees, 'n ding wat jou irriteer, 'n ding wat jou pla. Want dis tog wat doring doen. Ek weet nie of jy al 'n doring gehad het nie. Jy al 'n truksvy geëet. En jy kry daai ding nie uit jou hand uit nie. En maak saak waar jy vat nie, jy voel hom. Dis 'n irritasie en dis 'n seer en dis nie lekker nie. En ek dink baie keer is dit wat ons situasies verander of veroorsaak, is daai irritasie, daai seer. En dis juis in daardie gedeeltes wat ons probeer. En sê Here, maak hierdie ding stil. Maak hierdie storm stil. As ons lees in Johannes 15 vers 5, dat julle so lank soontoe gegaan. Is daar een ding wat ek besef het? En dis iets wat ons, weet wat 'n ou sien dit maar, jy ervaar dit maar net, is dat baie keer is ons in 'n situasie wat ons buite die genade van die Here is. Ek dink, jy kan nie iets hê, as jy nie bewus is daarvan nie. As jy nie bewus is van die Here se genade wat so in jou lewe wil deel wees, gaan jy nie kan aanroep en vra, Here, ek soek die genade nie. So jy kan iets skryf wat jy nie van bewus is nie. Maar dis ook op baie mense, as gevolg van die feit dat hulle nie bewus is daarvan nie, is hulle buite die genade van die Here. Nou buite gaan die genade van die Here beteken, dis juist daai mense wat probeer op hulle eie sterk wees. Dis juist daai mense wat alles in hulle eie vermoë sal probeer doen. Hulle eie probleme oplos. En dis wat ons lees in Johannes 15 vers 5, is ons moet juis gekoppel wees met die Here. Ons moet juis onder sy genade wees. Want 15 vers 5 sê, ek is die druiwestok en julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou, ons moet onder die genade van die Here wees. Ons moet gekoppel wees. Ons moet geënt wees in Christus. Want sonder hom kan ons nie voortbestaan nie. Sonder sy genade kan ons nie voortbestaan nie. Jy sien, toe die Here gesê het, wat Paulus gesê het, my genade is genoeg vir jou, het hy dit letterlik bedoel. En as die Here vanoggend vir jou sê en vir my sê en hierdie boodskap vir ons bring en sê, maar my genade is genoeg vir jou, dan bedoel hy dit. Hy wil jy sê dat daar waar jy jouself bevind vanoggend, moet jy weet dat my genade is genoeg vir jou. Ek weet as baie mense wat hier sit vanoggend. As mense wat hier sit met finansiële druk, wat nie meer weet wat se kant toe nie. As mense wat sit moet ek nog 'n bankrekening uitneem, want weet jy, ons dink so, en ek het ook so gedink. En ongelukkig is dit so nou, wat baie keer in ons eie situasies, ons eie probleme, is dit goed wat ons self veroorsaak het, as gevolg van verkeerde keuses, omdat ons juis alles self wil doen. En dan kom jy, in staatsgeloof, ek weet nie hoe kry die mense dit reg, ek weet hoe kry die wêreld dit reg, maar wanneer jy op jou armste is, kom daar ewe skielik boodskappe op jou Facebook, op jou WhatsApp en waar ook al van lenings. Hoe weet hulle dit? En dit is so maklik. Dit word binne 15 minute goedgekeur. Toets ons, dis wat julle gaan sien. En dit werk, 15 minute en jy het jou geld. Nou dink jy, okay, nou het ek myself in 'n verknorsing hier gesit, maar hier kom nog een, weet jy, neem hierdie lening uit, want dan gaan jy al jou ander lenings kan afbetaal. En dan maak ek keuse dat ek doen,
betaal jy alles af, maar nou sit nog met dieselfde probleem. Partykeer is dit hoe ons finansiële druk probeer verlig. En weet jy, die Here, hy kom en hy kan dit doen. Hy kan daai storm in jou lewe stil maak. Maar hy gaan ook vir jou kan sê, hoor hierso, jy sit in 'n finansiële verknorsing, dis iets wat jy oor jouself gebring het. Ek weet van mense, ek hoor van mense wat op 'n boodskap of iets afgekom het. Belê R5,000 en jy kry binne 3 maande 25,000 terug. Wat dit doen? En dan op die ou en die dag is dit, dan sit hulle en sê, maar weet jy wat, ons eis dit terug vir die duiwel van ons gesteel het. Jy het dit vir hom gegee. Hy het dit nie gesteel nie. En ek dink dit is baie keer waar ons op 'n punt moet kom en besef. Ons het keuses gemaak wat ons nou in die kyk byt. As gevolg van dit om te sê, Here, ek was dom. Ek het keuses gemaak wat nie reg is nie. Ek erken dit. Help my deur dit. Dan is dit nie wat hy sê, my genade is genoeg vir jou. Weet, ek gaan vir jou 'n plan gee. Daar gaan iets gaan gebeur. Iemand gaan jou pad loop wat jou gaan sê, maar kom ons werk jy goed uit, doen dit. En so word jy geherstel onder jou finansiële druk. As mense wat hier sit met teleurstellings, baie teleurstellings. Weet, familie, kinders, ouers, huwelike, baie teleurstellings. As mense wat sit met verlies. As ons kyk in Jesaja 41 vers 10. Is dit die boodskap wat God eintlik vir jou wil gee vanoggend, as hy vir jou sê, my genade is genoeg vir jou. Hy sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. Dit is die hart van die Vader, is om elkeen van ons te help. Dit is die hart van die Vader om jou sterk te maak. Ek weet al baie mense wat dalk weet, kyk, as jy ou baie keer, as jy in 'n sekere situasie in jou lewe kom, ontsteld is of depressief is of wat ook al, dan doen 'n mens baie keer shopping. Dit help, blykbaar help dit mense om uit hulle depressiviteit uit te kom. Maar as jy is in daardie tye wat die Here jou sterk maak om nie haastige besluite te neem nie. Om dinge te oorhaastig te wil doen nie, om stil te raak en by die Here te sit en sê, Here, help my. Kyk, die Here beloof ons nie 'n maklike pad nie. It's not easy. En dit is nie altyd 'n maanskinde rose pad en baie keer ry jy 'n gravelpad. Maar wat die belofte wat hy wel vir my en vir jou kan gee, is dat sy teenwoordigheid is saam met ons, ongeag wat se pad ons loop. Kom ons maak die Bybel op Hebreërs 4 vers 16. En dis 'n uitnodiging wat die Here vanoggend vir elkeen van ons wil gee. Ongeag wat jou situasie is. Hy sê, kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid. Hy wil hê ons moet die vrymoedigheid hê om na hom toe te gaan. Na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Dit is die antwoord vir ons situasie. Dit is wat die Here vir ons sê om te doen in ons situasie. Daar waar jy jouself bevind met die doring in jou vlees vanoggend, is dit wat hy sê, wat jy het die vrymoedigheid om na die troonkamer van genade na God toe te gaan. En hy sê dan verder, hy sal homself ontferm. Hy sal genade bewys en hy sal jou help op die regte tyd.
Baie mense wat ons, soos ons hier sit vanoggend dink, maar dis dalk nie vir my bedoel nie. Weet, daar's genade vir elke situasie in jou lewe, ongeag waar jy is, waar jy jouself bevind, waar jy werk, maak saak wat nie. Daar's genade vir jou. En dis juist wat die Here sê, dat hierdie genade is nie vir tawwe manne nie. Is nie vir manne wat sê, maar ek kan dit ding self doen nie. Die genade is vir ons wat sê, Here, help. Waar hy vrymoedigheid het om uit te roep en sê, Here, help. Dit baie keer in my lewe is ek deur baie opsies. Eers ek het van A tot Z probeer. Ek het baie dinge in my lewe gedoen. En weet, as 'n ou in 'n situasie kom, weet ek praat van, weet, as 'n ou in die weermag was of in die polisie of waar ook al, weet, waar jy geleer is hoe om onderdanig te wees, om te luister as 'n sersant praat, of weet, om daai militêre deel van jou lewe te hê. Dit maak jou op 'n punt van dat jy, weet, dit is moeilik van jou om van jou 'n swakkeling te maak. Dit is moeilik vir jou om te erken dat, weet, ek is swak. Maar dit is vanoggend daardie geleentheid wat jy het, wat jy daai hardheid wat in jou hart is, kan laat breek en sê, Here, ek gee myself oor aan U. Here, ek is 'n swak mens. Maar ek kan nie dit doen sonder U nie. En ek dink dit is wat Paulus hiervan gepraat het, toe hy gepraat het van, hy wil roem in sy swakheid. So, hy wil eintlik, ongeag wat se status hy gehad het, wil hy roem in die swakheid, want is juist in daardie swakheid wat die Here se krag deurgekom het. Kan ons nie ook op 'n punt kom dat ons begin roem in ons swakheid, want wanneer ons swak is hy in ons sterk. En ek dink dit is my hart vanoggend, is om in my swakheid die Here se krag te kan tentoonstel. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Hoe kan ek die genade van die Here in my lewe laat toepas? Dit help ons, dat ons praat oor die genade van, en kom na die troonkamer van genade, en ek weet nie hoe nie. Die eerste gedeelte is kom naby, of kom nader aan die Here. Dis jou heel eerste stap wat jy vat, is om weer in die teenwoordigheid van God te kom. Jy kan nie net op Sondag kerk toe kom en dink, weet, I'm covered nie. Dit moet 'n daaglikse routine wees, om in die teenwoordigheid van die Here te kom. Die tweede gedeelte is, hou op om alles self te probeer doen, of te dra. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al jou bekommernisse op hom. Hou op om self die goed te doen. Vertrou die Here, al verstaan jy nie altyd hoe nie. Partykeer lyk jou situasie soos een groot berg. Al wat ons hoef te doen, is vertrou. Vertrou dat die Here gaan daai bergie wegvat nie, maar glo vir my, hy gaan aan jou vat, hy gaan jou hand vat, en hy gaan jou help om oor daardie berg te kom. Maar verby dit kom, sal jy, indien jy onder die genade van die Here is. Hier sit mense vanoggend, en ek voel dat baie van julle sit en voel, ek kan nie meer nie. Ek het op 'n plek in my lewe gekom dat ek het nie meer die krag daarvoor. Ek is moedeloos, ek is stikkend. Maar vanoggend sê die Here vir jou, en ek wil hê julle moet dit ten harte neem dit in. My genade is genoeg vir jou. Wanneer jy swak is hy sterk. Wanneer jy moeg is, gaan hy jou dra. Wanneer jy gaan lê, sal hy jou weer optel.
Wanneer jy nie meer weet wat se kant om te gaan nie, sal hy jou wys. Ontvang hierdie woord vanoggend. Sy genade is vir julle genoeg. Ek wil kom ons maak ons oë toe. Ek wil vanoggend 'n uitnodiging maak. As daar een ding wat ek geleer het uit hierdie voorbereiding en ook uit my eie lewe uit, dan is dit om trots uit my lewe uit te haal. As trots jou vanoggend gaan weerhou om uit te roep en jou hand uit te strek na die Here toe, wil ek vanoggend vra, draai jou rug op daai trots en doen die eerste beweging, strek jou hand uit eerste. En as jy sit vanoggend en jy sit in jou lewe, het jy 'n situasie, jy het 'n doring in jou vlees. Jy sit in 'n situasie dat jy nie meer weet wat nie. Jy's moedeloos, jy's moeg, jy's verward, jy's teleurgesteld. Wil ek hierdie gebed bid en ek wil vra dat julle saam met my dit gebid. Maar as jy dit bid en jy verklaar dit en jy wil opstaan sonder om te wys ek het trots, wil ek jou uitnooi om op te staan in jou situasie en hierdie gebed saam met my te bid. Want ek staan eerste vanoggend. Ek wil nie dat enigiets my weerhou om onder die genade van God te wees nie. So ek wil uitnooi om op te staan as julle vir my net so 'n liedjie kan speel terwyl ons die gebed bid. Skep ek nou vir julle geleentheid op te staan en saam met my hierdie gebed te bid. Here Jesus, ek kom vandag na U toe, net soos wat ek is. Here, U ken hierdie doring in my vlees. U sien my pyn, my stryd, my swakheid, my trane en al die dinge waarmee ek worstel. Here, party daar voel ek moeg en dan voel ek swak. Partykeer weet ek nie waarom ek deur sekere situasies gaan nie. Maar vandag kies ek om U woord te glo. U het gesê, my genade is genoeg vir jou. En Here, vanoggend wil ek onder U genade wees. Dankie Here dat ek sterk sal wees, omdat U in my is. Here, dankie dat U my met my hand sal vat en my sal lei in my situasies. En Vader, dat ek van vandag af kan roem in my swakheid, omdat U in my sterk is. In Jesus naam. Amen. Vader, dankie dat ons, soos ons hierdie gebed gebid het vanoggend, Here, dat dit net 'n bewys is van ons harte vanoggend. Here, ons aanvaar daardie woorde, ons aanvaar daardie uitnodiging, Here, dat U genade is groot en genoeg vir ons. En as gevolg van U genade in ons lewens, Here, kan ons voortgaan. Daar storms in ons lewens wat stil gemaak word, maar ook is daar storms in ons lewens wat U ons by die hand sal vat en ons deur dit sal vat. Maar die uiteinde van alles is, Here, ons stagneer nie in dit nie. Ons kom uit dit uit. En dis omdat U genade vir ons groot is. Ons kan roem in ons swakheid, want ons almagtige God is saam met ons. En Vader, soos ons hierdie gebed gebid het, en elkeen wat dit verklaar het, Here, dat so sal dit wees in hulle lewens. So sal dit wees in hulle situasies, dit wat hulle U voor vertrou. Maar dat in hierdie situasie, dat elkeen weer eens sal besef, U genade is genoeg vir dit wat hulle nou moet deurgaan.
Ons seën almal vandag, Here. Ons dank U dat U goedheid oor almal sal strek. In Jesus naam. Is daar enige iemand, ek wil 'n geleentheid skep om 'n gebed te bid, as daar dalk iemand is wat nog nooit daardie geleentheid gehad het in sy lewe om sy hart vir die Here te kan gee nie, wil ek vandag daai gebed bid. Want dis die eerste stap om na die troonkamer van die Here te kan gaan. Ons om maar in te stap, wetend, Here, ek gee myself oor aan U. Kom ons bid, en ons bid saam. Vader, vanoggend maak ek daardie keuse om my hart vir U te gee. Here, wees U die meester en die Here van my lewe. Here, vat hierdie sonde weg vir my, was my witter as sneeu. Gee vir my hoop in Jesus. En Vader, ek glo met my hele hart dat U vir my sondes gesterf het en dat U opgestaan het uit die dood. En Here, dat U aan die regterhand van God die Vader sit en dat U dag na dag intree vir my. En as gevolg van dit weet ek is gered. In Jesus naam. Amen. As daar enigiemand is wat hierdie gebed gebid het vir die eerste keer, is Tolly daar agter, dan kan julle net met hom gesels. Maar kom ek seën julle vir hierdie week wat voorlê. Mag dit 'n goeie week wees en mag die genade van die Here meer as genoeg wees vir elkeen van julle. Vader, dankie dat ons elkeen kan seën. Here, as ons die vertrek verlaat en elkeen sy eie rigting gaan, dat U goedheid oor elkeen sal wees en Here, dat U goedheid elkeen sal vergesel. Elke huisgesin sal teenwoordig. En Vader, dan waar ook al ons gaan, dat ons bewus sal wees van U teenwoordigheid en die guns op ons lewens. Seën elkeen soos ons huis toe gaan. Seën ons waar ons hierdie week werk, waar ons kinders skole toe gaan en wat ook al ons doen. Seën ons. En ons ontvang dit so uit U hand uit in Jesus naam. En ons sê, amen. Lekker dag vir julle en 'n geseënde week, hoor.